Baie welkom by Kruispunt se splinternuwe reeks hierdie kwartaal met die naam Frekwensies. Nou, as ek na RSG wil luister, of oorval stereo, moet ek seker maak ek is op die regte frekwensie. Dieselfde beginsel geld as dit kom by die stem van God. Dis belangrik dat ek reg ingestel is en dat my frekwensie reg is om God se stem te kan hoor. Nou, dis natuurlik 'n vraag wat deur baie studente gevra word en dis juis hoekom ons hierdie tema aanspreek hierdie kwartaal. En om hierdie kwartaaltema dan te begin met die vraag van hoe hoor ek God se stem, wil ons eers 'n ander baie belangrike vraag vra. Praat God vandag nog? Nou, om hierdie vraag te kan antwoord, gaan ons 'n bietjie terugkyk na die Ou Testament en die Nuwe Testament en kyk na voorbeelde van waar God met mense gepraat het, as ook hoe hy met mense gepraat het. So om te begin gaan ons kyk na die verhaal van Samuel. Ons lees in 1 Samuel 3 vers 2 tot 4. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Nou net om te besef, dis vroegoggend, dis seker hier 3 uur, 4 uur oggend, dalk 2 uur, maar die feit dat die lamp nog helder gebrand het, beteken, dit was redelik nog donker. En hier in hierdie vroeë oggendure roep die Here na Samuel. Ons lees in vers 5, hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Waarskynlik was Eli nie te opgewonde oor hierdie wekkende woorde van Samuel nie, want dit was vroegoggend en hy het lekker geslaap, maar in elk geval, dit gebeur en Samuel en Eli gaan toe en slaap toe verder. Ons lees in vers 6, die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Nou jy kan dink dat daar dalk 'n mate van subtiele aggressie, bietjie geïrriteerdheid was, dis soos om 'n 8-jarige in die huis te hê wat 3 die oggend besluit om jou wakker te maak. Nie noodwendig die lekkerste gevoel nie, maar hier gebeur dit nou vir 'n tweede keer, maak Samuel vir Eli wakker. Net om te besef wie Samuel was. Samuel was baie jonk op hierdie stadium van die geveg. Onthou sy ma Hanna het God gesmeek om 'n kind te hê en sy het toe basies gesê sy sal hierdie kind aan God wys, sou sy kinders hê, en Hanna het toe uit die aard van die saak vir Samuel gehad en Samuel het groot geword in die tempel. Op daai stadium was dit nog die tabernakel. Onthou op hierdie stadium van die geveg het Salomo nog nie die tempel gebou nie. Dis voor daai tyd, so as daar verwys word na tempel, kan ons lees tabernakel. En hy het groot geword in hierdie tent met die toesig natuurlik van Eli. En hier gebeur dit 'n tweede keer word hy dan nou wakker, soos die Here hom roep en hy gaan maak toe vir Eli wakker, want hy het gedink Eli het hom geroep. So kom ons lees verder. Vers 7. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Nou baie belangrik, die rede hoekom Samuel nie kon sê, maar dis die Here wat met my praat nie, was omdat hy nie die Here geken het nie. Ja, hy het geweet van hom. Hy was in die tabernakel, in die tempel, hy het groot geword in die teenwoordigheid van God, maar hy het God nie geken nie. En dis baie waar van ons ook dikwels. Ons weet van God en ons weet van die dinge van God, maar ons ken hom nie. En gevolglik is die realiteit dat baie van ons al baie keer God se stem gehoor het, maar nie geweet het dat dit God was wat met ons gepraat het nie. Ons lees daar in vers 8 verder, die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê, en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Vers 10,
Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Nou baie belangrik, is 'n bitter belangrike beginsel wat ons moet verstaan van God se stem. Praat Here is die een en die tweede deel is u dienaar luister. Die vraag wat ek het is, wie praat en wie luister? En om dit te illustreer gaan ek 'n vraag op die tafel sit. Ons gaan 'n vinnige quiz hou. Watter van die volgende beskryf jou die beste? Praat jy meer met God as wat jy luister na hom? Praat jy met God net soveel as wat jy luister na hom? Of luister jy meer na God as wat jy met hom praat? Ek dink ons vat daai vers in die moderne era en ons sê, luister Here, u dienaar praat. Ons draai hom om. Ons gaan na God toe en ons praat en ons praat en ons praat en ons bid en ons bid en ons bid, maar gee ons regtig vir God die geleentheid om met ons te kan praat? Word ons regtig stil op 'n punt waar ons kan luister? En hierdie is nie net 'n probleem met God nie, hierdie is 'n probleem met ons samelewing. Ons praat. Maar wanneer laas het jy net stil geword om te luister? En ek praat nie eers net van God nie, ek praat van ander mense, om in 'n gesprek te wees en regtig te luister en in te neem wat iemand anders vir jou sê. En niemand net te luister sodat jy onmiddellik weer kan reageer met wat jy wil sê nie. Nou, hierdie is 'n baie belangrike beginsel van om God se stem te hoor, en 'n verhaal in die Ou Testament waar God op 'n hoorbare wyse met Samuel gepraat het. Nou daar's ander voorbeelde in die skrif waar God ook so met mense gepraat het. Een van hierdie voorbeelde is natuurlik Saul, wat later Paulus geword het. Ons lees in Handelinge 9 vers 4, hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En daai my is natuurlik Jesus wat hierso met Saul praat. Saul was op pad Damaskus toe en hy was op pad om die Christene daar te gaan vervolg. God praat met Saul op 'n baie radikale wyse. En net 'n vraagie wat ek hier wil ingooi, dis nie waar ons vandag gaan praat nie, maar ek gooi hom net in. Wat was die inhoud van die gesprek verder? Wat was die inhoud van dit wat God op 'n hoorbare wyse vir Saul hierso gesê het? Want hoor ek God se stem lei tot 'n tweede vraag, naamlik wat dink ons gaan God vir ons sê as hy met ons praat? Maar dit los ek vir 'n volgende geleentheid. 'n Ander voorbeeld waar God met 'n hoorbare stem gepraat het, is met Moses. Eksodus 3 vers 4. Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos. Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. En ons ken hierdie verhaal, God wat vir Moses daar geroep het, hy was nog in Midian besig om skape op te pas, en God roep hom, weer eens, gaan ek dit los met 'n elips. Wat was die inhoud van die gesprek wat op 'n hoorbare wyse plaasgevind het, toe God met Moses gepraat het? Nou baie van ons sal dit hoor en sê, maar ek sal ook graag so hoorbaar God se stem wil hoor, soos wat Saul, wat Paulus geword het en Moses gehoor het. Of selfs so Samuel dit gehoor het. Maar kom ons kyk gou-gou, wat het gebeur net so 17 hoofstukke aan in Eksodus 20 en dan net die hoofstuk voor hom in hoofstuk 19 van Eksodus. Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk, helder klank van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Nou hier was daai stuk, die volk is by Sinai berg, God gaan die 10 gebooie basies op die klipplate gee hy vir Moses en die volk is daar en dit is hulle belewenis van God se almag en sy grootheid en hoe hy met hulle praat. Maar kom ons kyk toe wat gebeur in Eksodus 20. Toe die volk die donderslae en die klank van die ramshoring hoor en die weerligte
en die rook op die berg sien, het hulle van angs gebewe en op 'n afstand bly staan. Hoor mooi. Hulle sê toe vir Moses: "Praat jy liewer met ons en ons sal luister. Moet tog nie dat God met ons praat nie, want dan sal ons sterf." Ek gooi dit maar net in so aan die kant. As God met 'n mens praat, is dit 'n geleentheid wat gewoonlik gepaard gaan met bewe en angs. God is nie ons speelmaat nie. En God se hoorbare stem is nie iets wat ons baie rustig kan vat nie. Dis iets wat ons lees van in die skrif, maar gewoonlik was dit die manier hoe dit plaasgevind het. Ek gooi dit net in, want almal van ons het diep binne hierdie begeerte, as God maar net op 'n hoorbare manier met ons wil praat, is jy doodseker dis wat jy wil hê. Want onthou ook een ding, as God op 'n hoorbare wyse met jou gepraat het, is daar nie 'n manier dat jy kan sê, wel ek het dalk verkeerd beleef of verkeerd ervaar nie. Want 'n hoorbare stem is 'n hoorbare stem, en jy sal weet wat 'n hoorbare stem sê, en dit maak dit vas wat gesê word. Maar ek los dit weer eens net by hierdie gedagte, wat sê God vir ons dan, as hy so op hierdie hoorbare wyse met ons praat? Dit is die eerste manier. Dan is daar natuurlik 'n tweede manier. Nou Matteus is 'n voorbeeld waar ons baie lees van drome. Ons lees ook in Daniël van drome. Josef het ook drome wat hy moes uitlê. God praat deur drome. Nou hier in Matteus 2 vers 12, en omdat God hulle, en hulle was sterrekykers. Nou baie belangrik, hulle wat die sterrekykers was nie Jode nie, hulle was nie gelowiges. Met ander woorde, God praat soms deur drome, en hy praat soms met nie-gelowiges ook deur drome. Wat 'n voorbeeld het ons nog? Hy het met die Farao gepraat, deur 'n droom, in die tyd van Josef. Farao was nie 'n gelowige nie. Dieselfde met koning Nebukadneser, het drome gehad, wat Daniël moes uitlê. Nie gelowiges, God praat met hulle. Net omdat hulle nie geglo het in God nie, het nie beteken God het stil gebly nie. Hy het steeds met hulle gepraat as nie gelowiges. En hier is ook 'n voorbeeld, in Matteus 2 vers 12, waar hy met die sterrekykers praat. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Ons lees ook in vers 13. Nadat hulle vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom, want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak." Die manier hoe God dus hierso praat met Josef is deur 'n droom. Hier praat God weer met Josef. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe, want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood." En die laaste een wat ons in dieselfde hoofstuk kry, vers 22, nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Met ander woorde, God praat hierso met Josef weer eens deur 'n droom. Nou God praat vandag nog met mense deur drome. Dis relevant, en die vraag wat baie keer opkom is dit maar net 'n droom gewees? Was dit maar net my verbeelding gewees? Was dit nie maar net 'n sameflansing van beelde wat ek deur die dag gesien het nie? En die antwoord daarop is, soms is dit. Maar soms is dit werklik 'n droom wat van God afkom. En daar's net een manier om te weet en te kan onderskei tussen of die droom van God af is en of die droom maar net 'n droom was. En dis deur God self te vra. Hy wat die gewer is van drome, sal ook die gewer wees van die uitleg, sou dit blyk dat die droom wel van hom afkom en dat daar wel 'n boodskap is wat God daardeur vir jou wil sê. Nou, daar's 'n paar voorbeelde van visioene in die skrif. Hierso praat God deur 'n visioen met Jesaja. In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Nou, visioene is gewoonlik 'n bietjie meer vreemde goeters. Daar's bietjie abstrakte beelde wat ons ook soms kry,
En dikwels gaan dit gepaard met 'n dieper betekenis wat van hierdie visioene en beelde. Nog 'n voorbeeld is hierdie ene wat ons kry in Openbaring. Openbaring is natuurlik die laaste boek in die Bybel en Johannes was hier baie naby aan sy dood. Op die eiland Patmos was hy en in Openbaring 1 lees ons: op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê: skrywe wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die 7 gemeentes: Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Met ander woorde, dis 'n visioen. Jesus openbaar homself, maar daar's 'n visioen en daar's klomp dinge wat ons sien. Daar's die diere uit die see en die diere in die aarde en al hierdie dinge en die draak, is alles visioene, dis beeldspraak, dit beteken dieper goed. Maar 'n belangrike ding wat ek wil noem, en is bietjie nie op die tema nie, maar dit is my belangrik om dit te noem, kry ons in vers 17. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste. Nou die 2 persone teenwoordig in hierdie vers is aan die een kant Johannes die apostel en aan die ander kant Jesus. Nou dink gou baie mooi terug aan Johannes en hoe hy na homself verwys het in sy eie evangelie. Hy verwys na homself as die apostel vir wie Jesus baie lief was. Met ander woorde, Jesus en Johannes het 'n baie naby en intieme verhouding gehad. Hulle was baie goed bevriend gewees. Hulle het 'n dieper verhouding gehad as noodwendig die verhouding wat Jesus gehad het met sy ander disippels. Maar tog, wat is die reaksie toe hierdie Johannes vir Jesus sien? Hy het by Jesus se voete neergeval. Hy het bly lê soos een wat dood is. Dis nogal interessant hoe ons dink, maar hulle was mos goeie vriende op aarde. Hulle gaan net baie maklik net lekker gesels en dit. Maar daar's 'n respek, daar's 'n heilige vrees wat intree as ons met God te doen het. En hier sien Johannes vir die eerste keer die verheerlikte Jesus in al sy glorie en in al sy mag en in heerlikheid. En dis die reaksie wat hy toon. En dan belangrik, Jesus se reaksie wat sê: moenie bang wees nie. Ons kry daai frase baie in die skrif. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. 'n Engel verskyn aan Maria, moenie bang wees nie. 'n Engel verskyn aan Gideon, Ou Testament, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Hoekom is dit die woorde waarmee Jesus hier begin as hy met Johannes praat? Moenie bang wees nie. Wel eenvoudig, want Johannes was bang. En dis 'n natuurlike heilige vrees as ons te doen het met die ware God en in sy teenwoordigheid is. Hierdie is seker die bekendste manier waarmee ons te doen kry, naamlik as God met ons praat met 'n sagte stem. Die Engels sê the inner voice. Jesaja 30 vers 21: wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou 'n stem hoor sê: hier is die pad, loop hier langs. Nou hierdie gaan oor leiding wat God vir ons op 'n kontinue basis gee. Dis daai sagte stemmetjie wat jy hoor wat vir jou sê: nee, moenie nou daarin gaan nie. Dis daai sagte stemmetjie wat sê: ja, gaan nou hierso en draai daar links. Dit is God wat deur sy gees met 'n sagte stem ons lei om te loop die pad wat hy wil hê ons moet loop. Dis soos ons bid in die Ons Vader en laat ons nie in versoeking kom nie. Die Engels sê and lead us not into temptation. Lead us. Dis 'n gebed, dis 'n versoek. Here, lei U ons. En dis daai sagte stem wat ons dan lei op die pad wat die beste is. Want God ken al die paaie wat ons kan meegaan. Hy ken al die weë wat ons kan neem. Ons vra dus, Here, lei ons op die regte pad. En die manier hoe hy dit doen, die manier hoe hy vir jou sê, hier is die pad, loop hier langs, vra eerstens van jou om in nederigheid te sê: Here, wees U my leidsman. En tweedens om te luister en gehoorsaam te wees aan die stem wat dan vir jou sê waartoe jy moet gaan. Maar dit is die manier hoe God ook met ons praat, met 'n sagte stem.
dan ook praat God deur sy woord. En dis so wonderlik, want dis die tasbare openbaring van God wat ons het. Psalm 119 vers 105. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. En die wonderlike deel van die woord is, God sal homself nooit weerspreek nie. Met ander woorde, al hierdie ander maniere, die visioene, die sagte stem, die drome, die hoorbare stem, sal altyd in lyn wees met God se openbaarde woord, wat hy reeds aan ons gegee het. Met ander woorde, dis altyd die vraag, maar hoe weet ek, is dit die duiwel, is dit God, wie praat nou met my? Baie eenvoudig, gaan meet dit wat gesê word aan die woord. God sal nie iets vir jou sê of iets van jou vra wat nie in lyn is met sy karakter nie. En hoe leer ons sy karakter ken? Weereens deur tyd te spandeer in die woord. En dus kan jy sien dat hoe beter ons God ken, hoe makliker weet ons, dis God wat met ons praat. Soos wat ons gelees het, daai stuk van Samuel, wat gesê het, maar hy het nog nie die Here geken nie, en gevolglik kon hy dit nie eien dat dit God was met hom praat nie. Dit is wat die woord maklik maak. Hoe meer ons die woord ken, hoe makliker kan ons God se stem eien, om dit prakties te maak. As 'n man en 'n vrou jare en jare en jare getroud is, sal 'n vrou vir haar man 'n boodskap kan tik. Ons doen 'n tik, dat dit nie 'n handskrif uitkenbare ding is nie, maar 'n boodskap kan tik en jy sal vir die man kan gee en hy sal sê, "O, hierdie is my vrou, want dis hoe my vrou praat." Ek hoef nie handskrif te sien nie, ek hoef nie te sien beste so en so, groete liefde wie en wie nie. Ek kan uit die inhoud uit kan ek bepaal wie het hierdie geskryf, want ek ken hierdie persoon. En hoe beter jy iemand leer ken, hoe makliker is daardie proses. En die brief wat ons reeds in ons hande het, is die woord van God, die Bybel. Dan die vraag, praat God vandag nog? Hebreërs 1 vers 1 tot 2, wonderlike skrif. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete, deur die middelman. Dit was altyd 'n middelman gewees. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Destyds het God net met 'n paar individue gepraat. Hy het net met hier en daar 'n paar mense gepraat, om dan met die res te praat. Maar nou, in die laaste dae, het hy sy Seun gestuur. En die doel van sy Seun was om die verhouding te kom herstel tussen God en die mens, sodat dit nie meer deur individue hoef te gaan nie, maar dat God persoonlik met elke mens praat, ook met jou en ook met my. Die feit van die saak is, God praat wel vandag nog. Hy praat met jou en hy praat met my. Daar's 'n magdom verskillende maniere hoe hy praat. En hy praat op 'n unieke wyse met elke mens. Dalk deur drome, dalk deur visioene. Deur die woord, daagliks, deur daai sagte stem wat jou lei. Hoe dit ook al sy, en hoe ook al die manier is hoe God met jou praat, is daar een baie belangrike vraag. Is jy bereid om te luister? Want as jy nie bereid is om te luister nie, sal jy nooit God se stem hoor nie. En dan 'n vraag wat ek by jou los, soos ons kom aan die einde van vandag se boodskap. Wat dink jy sal God sê as hy wel praat?